Goeiemôre. Is lekker om saam met julle te kuier. Ja, dit is awesome die reeks waarin ons is en waar ons bietjie praat oor die Heilige Gees spesifiek. En jy is welkom om my te volg op YouVersion, die YouVersion app. So jy kan maar ons gaan soek daar, dan maak jy vir jouself aantekeninge, al die skrifgedeeltes is daarop. En dan kan jy my so saam volg en dit sommer na die tyd 'n bietjie weer gaan bestudeer. En maar voor ek begin, daar's 'n storie wat Jannie, hy kom nou agter en hy het nou gehoor hoe dat waar Eva vandaan kom. Want sy ma het nou mooi vir hom verduidelik uit die sy van Adam uit, het hy nou 'n rib gevat en so is Eva uiteindelik gevorm. En so rukkie daarna sit hy met 'n verskriklike pyn in sy sy. En sy ma vra hom, hy sit so op die bed, en sy ma vra hom, wat gaan aan? Hy sê, ma, ek het 'n vreeslike pyn in my sy. Ek dink ek is besig om 'n vrou te kry. So, dit was sommer net iets vir die marriage prep, nou dink ek daaraan, weet dat jy, so waar jy jou vrou gekry het, tipe van ding, so. Ja, dis vir ons lekker, een van die belangrikste stellings, wat jy seker in die Bybel sal vind, is na die opstanding van Jesus Christus, is daar 'n klompie vroue, onder andere, wat jy nou lees van Maria Magdalena en so meer, en hulle is op pad graf toe, om Jesus sy liggaam te versorg, en nou kom hulle daar aan, nou is die graf leeg. En ons ken so 'n bietjie daai storie, en toe ek het net weer lees, toe besef ek, hierdie is die belangrikste, selfs wanneer 'n mens praat oor die Heilige Gees, is dit verskriklik belangrik, dan sê hy sê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. En jy kan daar gaan lees in Lukas 24, net rondom dit. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, want dit omdat hy opgestaan het, en dis wat Peer nou na verwys het die res gebeur. Hy het opgevaar, hy sit in die regterhand van die Vader, en ons sit saam met hom in hemelse plekke, en ek dink wat ek wil hê vanoggend, wat jy moet verstaan van Heilige Gees, is dat daar soveel vir jou in die storie, van die ongelooflike gawe wat die Here vir ons gegee het, in terme van die Heilige Gees, en waar Jesus, en Llewellyn het verlede week so 'n bietjie daarna verwys, toe hy die reeks begin het, waar hy sê, dit is goed vir julle, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, kan ek die Heilige Gees nie na julle stuur nie. Natuurlik kan hy dit doen, omdat hy opgestaan het. Daar's soveel bewyse van sy opstanding uiteindelik, en jy kan daai gedeelte gaan lees daar in Johannes 16, spesifiek, maar luister wat sê net so 'n bietjie van 'n herinnering in terme van laasweek ook, Johannes 14 vers 16 tot 17, dan sê hy, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster, in hakkies sit ek hier in, helper gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, baie belangrike sinsnede, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die voorreg wat ons het van die opstanding van Jesus Christus, dat die Godheid het by ons kom woning maak. Ek praat van 'n ander trooster, ons het verlede week daarvan gehoor, iemand wat langs my kom staan, die Griekse woord is daar, wat hy praat van 'n parakleet, of die parakleet, coming alongside, kom staan langs my, en stap die pad saam met my, en dis natuurlik iets wat die ouens in die Ou Testament nie regtig kon beleef het nie, die Heilige Gees het met tye oor hulle gekom, en dis my so lekker, toe ons in die begin van die jaar gepraat het, oor die boek Hebreërs, dan sê hy, in die vroeë dae het God met ons gepraat deur sy profete, maar in die laaste dae, wat al 2025 jaar aan die gang is, praat hy met ons deur sy Seun, die inwonende Heilige Gees net binne in ons. So ons het regtig die vermoë om die Heilige Gees te kan herken. Ek hou van daai herken. Ons kan dit so beleef. Dis hoekom ons tema, wanneer ons praat van the familiar stranger, ons tema iets werk rondom herken die Heilige Gees, of dan nou herontdek die Heilige Gees, wat reeds met jou praat en reeds in jou lewe is. Hierdie week sit ek by 2 selgroepe, en ons kuier lekker saam, en ons begin 'n bietjie praat, en ek vra vir hulle, as die woord Heilige Gees by jou opkom, waaraan dink jy? En ons het nou so 'n bietjie van 'n gesprek, en eintlik 'n ontwaking, of 'n ontdekking van wat ons beleef, en dit wat mense beleef, sommer in hulle elke dag lewe,
Want dis wat ons wil sien gebeur. Dit moet nie net op 'n Sondag een of ander gevoel wees nie. Dit moet op 'n plek wees waar jy kan besef die inwonende Heilige Gees in jou lewe kan jou leer en help en by jou staan vir die res van jou week en jy kan elke oomblik van elke dag ietsie daarvan beleef tot in die verkeer. So dis wat ons kan beleef. En dit wat ons uiteindelik wat die ouens in die selgroep waar ons lekker gekuier het, uiteindelik kon ons ontdek, maar weet jy wat, die Here praat met ons. Maar weet jy wat, die Here stap saam met my, want hier's 'n paar voorbeelde wat ek eintlik onwetend begin noem het van hierdie coming alongside, wat saam met my net die pad stap, en die Here praat met ons, en is eintlik net waar ons net wil ontdek die inspraak van die Heilige Gees in ons lewens. Nou, ek was my hele hoërskoolloopbaan en toe ek gestudeer het, was ek in die koshuis. En ek het natuurlik nou nie, ons kom maar uit die Wes-Transvaal uit, jy weet, in plaas van kaalvoetloop het ek daarom 'n fiets gehad. Maar my pel het 'n volla gehad. Nou ek weet nie as jy nou ek weet nie wat met 'n ou nou beskryf as 'n volla vandag nie, maar jy het gepraat van 'n Volkswagen Kewer. Julle ken daai ding, né? Hulle sê jy kan regtig bestuur as jy 'n volla kon bestuur. Vir die ouens wat 'n volla het, sal dit verseker kan weet. Nou leen hy vir my so nou en dan sy volla, want ek het ook nou 'n meisie wat ek wil fliek toe vat en dit gaan moeilik wees op 'n fiets. Maar hierdie volla is so moeilik om te bestuur. Jy moet omtrent aan die ding se stuurwiel hang om net om 'n oordentlike draai te maak. Dis 'n gestoei as jy skoon uit gesweet en uit asem uit as dit by jou bestemming uitkom van hierdie volla. Maar toe dink ek as jy praat van die inwoning van die Heilige Gees, is dit vir my baie goeie voorbeeld. Dat hoef nie moeilik te wees nie. Ons het nou gesing, it's easy. Want vandag het ons kragstuur van elke kar en die fynste, tingerigste meisie kan dalk met haar vinger hierdie kar beheer. Want dis wat verander het. Ons het kragstuur. En ietsie van daai is vir my 'n goeie voorbeeld van wanneer ons dan praat van die effek van die Heilige Gees in my lewe of dit wat hy in my lewe wil sien gebeur, is dit eintlik maklik. Ek sê vanoggend vir die worship team en die ouens toe ons voor die tyd bid, as iets moeilik kom, moet ons eintlik 'n bietjie terug staan en sê maar iets werk nie lekker nie. Kom ons vra die Heilige Gees om dit vir ons maklik te maak. Petrus althans kom daar met die uitstorting van die Heilige Gees en dan lees ons waar hy in Handelinge 2 kan jy daarvan gaan lees waar hy dan opstaan, nou preek hy, terwyl hy net ook laasweek daarna verwys, en nou preek hy en dan vra hy uiteindelik vir hom, wat moet ons nou doen? En dan sê hy vir die volgende, hy sê bekeer julle en laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar's geen voorwaarde andersins as dit nie. Wedergeboorte maak dat ek die Heilige Gees ontvang en ek sal nou net weer vinnig daarna verwys, maar wat ek nou wil verwys is die gedagte van dis 'n gawe, dis 'n geskenk. Dis soos wat jy wanneer jy vir jou kind by Kersfees op sy verjaarsdag vir hom 'n geskenk gee en hy wil daarvoor betaal. Dit is absurd om daarna te dink, want dan is dit nie meer 'n geskenk nie. Dis hierdie gawe wat ons het, dis hierdie geskenk wat ons het. En ek lees sommer vir jou wat iemand daaroor skryf. Hy sê, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak gee, so 'n bietjie 'n ander manier om daarna te kyk, dat hy vir ewig by julle kan wees, een geroep om by ons te staan vir ons hulp, ons advokaat, ons helper, ons verteenwoordiger. Nou net daar, as jy dit nog nie beleef het in jou lewe nie, is dit die uitnodiging daar om net jouself beskikbaar te stel en sê, Here, ek nooi jy uit vir inspraak en vir wysheid in my lewe. En een ding, en ek wil dit net bevestig, wat ons van die Heilige Gees moet verstaan, is wanneer, mense vra baie keer, wanneer kry ek die Heilige Gees? Jy kry die Heilige Gees by wedergeboorte, wanneer jy in geloof aanvaar dat Jesus Christus vir jou gesterf het aan die kruis. Paulus verwys daarna in Romeine 10 vers 9 en 10, met my hart glo ek tot geregtigheid en met my mond bely ek tot redding. In daai oomblik maak die Heilige Gees jou sy woning. Hy maak jou sy adres, en van hierdie kansel af het jy al baie keer daarvan gehoor. Dis wat hy vir ons kom doen, en dis wanneer ons die Heilige Gees kry. Kyk wat sê Jesus in Johannes 7, dan lees ons, hy sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo.
Met my hart glo ek tot geregtigheid, met my mond bely ek tot redding. Die Heilige Gees kies om by my te kom bly. Hy sê, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar hierdie het gebeur, so die Heilige Gees is tot ons beskikking uiteindelik. Dis belangrik dat ons, wanneer ons, die Heilige Gees word baie keer voorgestel as wind, as water, as vuur, as selfs as 'n duif, en vanoggend fokus ons bietjie op die gedagte van die Heilige Gees as water, dit wat hy vir ons kom doen. Hy's nie een van hierdie goed nie, maar hy word baie keer uitgedruk in terme van hierdie konsepte, selfs 'n duif, soos ek sê, uiteindelik water word hy voorgestel. Ek het net gedink om net vas te maak in terme van die Heilige Gees, dat jy nie sou wonder of hy nou maar net so half 'n aanhangsel is hier iewers nie. Nee, die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid van God. Hy's net soveel God as wat God die Vader God is, of dat Jesus Christus God is die Heilige Gees God. Omdat hy die derde persoon in die drie-eenheid is nie omdat hy swakker is in sterkte of wat ook al die geval mag wees nie. Dis omdat hy net later in die woord aan ons bekend gestel word en ons begin hom leer ken het, en dis maar die enigste rede hoekom ons daarna verwys. En as jy 'n gelowige is, en hier's wat ek geskryf het, en hy besit al die heerlikheid, al die pragt, al die majesteit en al die autoriteit van God, dis wat jy moet verstaan. Maar wat die beste is wat jy vanoggend moet verstaan is, wanneer hy in jou kom woon by wedergeboorte, moet jy besef, al sy heerlikheid, al sy pragt, al sy majesteit en al sy autoriteit is tot my en jou beskikking, dit leef binne in ons. Ek is nie 'n ou wat in my prediking vir ouens sê met amen sê nie, maar daar was nou 'n baie goeie plek. Daar was nou 'n goeie plek, net dat jy kan sê, maar luister, ek stem saam, ek besef dit so in my eie lewe, en ons hart is dat jy dit sal beleef. So as hierdie dan 'n gawe is, wat is die implikasie hiervan? Wat is die implikasie van hierdie inwonende Heilige Gees dan in my lewe, wat ek sal beleef? Die eerste plek is net wat ek eintlik wil uitlig vanoggend is twee goed. Nommer 1, dit gaan vir jou vervulling bring. Daar gaan niks anderster wees wat ooit vir jou die vervulling kan bring in jou besef van die Heilige Gees wat binne in jou woon. God in sy volheid, God in sy sterkte, God in alles wat hy is, leef binne in ons, en dan het ons die vermoë om ietsie van 'n openbaring te sien van dit wat hy deur ons lewe wil leef. Op 'n stadium dan kom Jesus, laat hulle dors het kom, en laat hulle elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry, verniet. Dis ons vervulling uiteindelik van wat ons kan beleef. Jesus het self gesê, en jy lees daarvan in Johannes 10, waar hy dan kom, hy sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dis God se begeerte, en dis hoekom ek sê, partykeer beleef ons nie hierdie goed in ons lewe nie, dan moet ons dalk so 'n bietjie terugstaan en sê, Here, goed werk nie uit soos dit veronderstel is om te wees nie. Kan ek net so 'n bietjie terugstaan en net weer bewus raak van die inwoning van die Heilige Gees, hy wat saam met my kom, hy wat my advokaat is, hy wat my helper is in elke faset van my lewe, kan ek dit nou besef en kan ek dit nou deel. Een van die mooiste stories rondom hierdie onderwerp, as jy daarna lees, in terme van die Heilige Gees as water, sien ons waar Jesus kom, wat ons nou verwys as die Samaritaanse vrou by die put. Nou net gou sê, die Samaritane en die Jode het nie om dieselfde vuur gesit nie. Jesus het gestap saam met sy disippels, en hy gaan sit by hierdie put, en hy het sy disippels in die dorp ingestuur om kos te koop, maar nou is daar 'n Samaritaanse vrou by die put, wat besig is om vir haar water te skep, en hy begin met haar kuier, wat eintlik net so ongehoord was op daai stadium. Nie net dat dit 'n Jood was met haar praat nie, dis 'n man, 'n Jood wat met haar praat, en sy is heeltemal verward wat dit betref. Maar hy sê vir haar, gee vir my water, en dan is daar nou so 'n bietjie van 'n gesprekvoering wat daar nou volg, en uiteindelik dan begin Jesus met haar gesels, en natuurlik is sy verbaas daaroor, maar hier's wat hy sê, Johannes 4 vers 10, hy sê, Jesus antwoord, en sê vir haar, as jy die gawe, weer eens gawe geskenk van God geken het, en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Dis tot ons beskikking vandag. Vers 13 sê, Jesus antwoord en sê vir haar,
elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, luister mooi, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Hou nie op nie. Dit sal altyd daar wees. Ek staan onder hierdie ek sien hierdie week sien ek so 'n video van die Victoria Falls. Dis amazing net weer om dit te sien. Dis asof jy onder daai watervalle staan en dit hou net nooit uiteindelik op nie. Dis wat ons kan beleef, 'n fontein van water van dit wat ons kan beleef. En die openbaring van Jesus Christus is nou die openbaring van Jesus Christus deur die Heilige Gees is tot my en jou beskikking. En dis wat sy dan nou sê en net om hierdie storie net te bevestig, wil ek vir jou net vertel van dit wat Petrus beleef. Ons onthou, die skare beweeg saam met Jesus en hy sê iets wat hulle offend en uiteindelik is hulle almal besig om weg van hom af weg te beweeg. Hulle loop weg van hom af en Jesus kyk na sy disippels en sê, wil julle nie ook maar gaan nie? Dink Jesus het so 'n bietjie sy koel verloor daar. Wil julle nie maar ook maar gaan nie? En dan kom Petrus en ek praat van hierdie openbaring wat ons kan beleef vandag. Hierdie inwonende Heilige Gees. Wat is dan die effek van hierdie gawe te midde van 'n klomp ander goed? Kan ons hierdie openbaring beleef? En Simon Petrus, dis wat hy dan sê, antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, en ek wil dit net daai skrifgedeelte net na verwys. Hy sê salig is jy, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Op hierdie rots, nee, dis nie Petrus nie, dis op hierdie rots van die openbaring van wie Jesus Christus is, wat hy nou net gehad het, op die rots van openbaring van die Heilige Gees, dis waarop ek uiteindelik my kerk sal bou. En dan sê hy, die magte van duisternis sal dit nie oorweldig nie. Jesus kom demonstreer hierdie openbaring, kom hom demonstreer hy natuurlik nou, by die vrou by die put, en dan gaan die storie aan, en dis wat hy sê, en sy sê natuurlik vir hom, ek wil van daai water hê, want sy dink is regte, dis water vir die vlees, weet, dan sê sy onder andere, en ek is so met haar, waar sy dan sê, ek wil van daai water hê, want dan hoef ek nou nie weer van die dorpie af te loop, put toe, om 'n klomp emmers vol water te maak, en dit is so net reg. Maar Jesus sê, dis nie die water wat ek van praat nie, hy sê, en dan sê hy vir haar, hy sê, hier is die openbaring, dan sê hy vir haar, gaan haal jou man. En dan sê sy, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het reg gesê, jy sien die openbaring, Jesus het geweet, dis die openbaring. Hy sê, ek het nie 'n man nie. Dan sê Jesus vir haar, jy het reg gesê, jy het nie 'n man nie. Jy het al 5 mans gehad, en die een wat jy het, is ook nie jou man nie. Met ander woorde, jy het so in jou lewe al beleef hoe dat die teleurstelling van verkeerde verhoudings, huwelike wat nie werk nie, goed, die teleurstelling wat jy probeer het om in verhoudings in die geval, om in mans jou vervulling te soek, kon jy nie regkry nie. Hier staan jou vervulling, hier staan wat jy nodig het, hier is die water wat ek vir jou sal gee, wat jy die regte vervulling sal beleef, wat jy gesoek het in mans, gaan jy kry. Jesus gee vir haar hierdie openbaring. En hy sê, hierop sal ek my kerk uiteindelik bou. En dis wat Petrus skryf, Paulus skryf vir die Korintiërs, dis vir my so mooi. Hierdie is een van die, as jy nou 'n lekker gedeelte wil gaan lees hierdie week, 1 Korintiërs 2, waar hy dan sê, onder andere sê hy in daai gedeelte, hy sê, as die duiwel geweet het, dat wat sou gebeur as hy Jesus Christus laat kruisig, dan sou hy Jesus nooit laat kruisig het nie. So net daai stelling, moet jy weet, hier is 'n ongelooflike bron, hier is 'n ongelooflike waarheid wat ons nog moet mooi ontdek in ons lewens, en ek dink ons sal daarmee besig wees vir die res van ons lewe, om die impak hiervan regtig te ontdek. Dan sê hy in 1 Korintiërs 2 vers 10, hy sê, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar. Hy sê, dit wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit wat die oor nie gehoor, en dit wat die oog nie gesien het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dan sê hy, maar God het ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy skryf in daai gedeelte, hy sê, wie weet wat in die gees van 'n mens aangaan, behalwe die gees van 'n mens? Met ander woorde, ek weet nie waaraan jy nou dink nie, net jou gees weet wat in jou gedagtes is nou.
Net so weet niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Nou is die Gees van God vir ons 'n gees, sodat ons kan weet. Hy gaan verder. Hy sê, want wie het die gedagte van die Here geken, om vir hom te kan voorskryf? Want wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Dis geen wonder, Paulus kom skryf daar in Romeine 12, daar by vers 1, hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die manier hoe dat jy dink. Sien noodwendig wat ek dink nie, dis die manier waarop jy dink. En dit gaan my gedagtes uiteindelik verander. Ek het die denkwyse van God uiteindelik. Jy sien, dis die voordeel, dis hierdie voordeel van hierdie gawe, wanneer ek 'n geskenk kry by iemand wat vir my 'n geskenk wil gee, dan het daai persoon iets vir my in gedagte oor die rede hoekom daai persoon vir my daai geskenk wil gee. Hy wil hê daai geskenk moet tot my voordeel wees, daai geskenk moet die volheid van wat ek van daai geskenk kan benut, moet ek kan benut. Hier is die geskenk van die gawe van die Heilige Gees, wat aan ons gegee is, en ons moet die volheid daarvan te kan sien. In die Engels sê hy sê, for who has known the mind and purposes of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ, to be guided by his thoughts and his purposes. Jy sien, en dis die implikasie daarvan. Nou wil ek jou uitnooi, net so ter afsluiting van dit wat ek wil sê vanoggend. Op jou stoel is daar 'n koevert. Op daai koevert is daar 'n QR-code, ons noem dit ons Linktree. Jy kan nou net registreer vir ons gawes en aksie kursus wat een van die dae begin. Dis 'n 6 weke proses, woensdae-aande, 6 woensdae-aande, wat ons jou deur 'n praktiese proses wil vat en jou help om eintlik net te herken en te weet en te besef die Heilige Gees wat reeds in jou is, en deur die openbaring van wat hy wil gee, wil ons jou help om die stem van die Here te hoor, om die stem van die Heilige Gees te hoor, om vir iemand anders dalk 'n woord te gee, wat ook al die geval mag wees. Jy moet inskryf vir hierdie kursus, want dis die praktiese van wat ons sê wanneer ons praat oor die Heilige Gees. Hy het dit vir ons gegee. Ek sluit af hiermee, Petrus en Johannes, en dis vir my so die beginsel daarvan. Petrus en Johannes, hulle kom nadat die uitstorting van die Heilige Gees nou gebeur het, en ons hier daai storie gaan lees daar in Handelinge 2, dan lees jy hoe dat Petrus uiteindelik opstaan, vol van die Heilige Gees, sê die Bybel. Hier staan 'n klomp mense voor hom, en hy begin sommer met hulle preek, en Luana het laasweek verwys na waar Petrus was, en wat die Heilige Gees in sy lewe gedoen het. Hy staan op, hy preek, 3000 mense kom tot bekering. Daarna stap hy en Petrus en Johannes stap in die tempelpoort in, en hier lê 'n verlamde man, en hy vra vir hulle om 'n almoes. Hy bedel, hy vra net dat julle nie daar so 5 randjies vir my, soos ons baie keer hoor in ons dorp nie. Jy net daar so 5 randjies nie, en Petrus en Johannes sê, luister hier, ons het vir jou baie meer. Jy dink jy gaan jou vervulling kry in 5 randjies. Kom ons sê vir jou waarna jy gaan vervulling kry. Jy gaan vervulling kry in die openbaring van die Heilige Gees. Jy gaan vervulling kry in dit wat in ons is, gaan ons nou vir jou gee. In die naam van Jesus, staan op en loop. En daar staan hy op, en hy loop saam met hulle in die tempel in, en hulle natuurlik rejoice hulle van wat daar gebeur. Jy sien, dis sulke tipe goed wat ek sê, ek begeer so vir ons gemeente, ek begeer so vir ons stad, dat ons kan begin sien, the familiar stranger, so in my sal wees, strome van lewende water. Mag het vir ons uiteindelik net normal Christian life wees. Wil jy nie saam met my staan? Dan gaan ek vir ons bid. Ek wil eerstens die volgende uitnodiging maak vir jou. Wanneer ons hiervan praat, dan ek het nou gesê, ek ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Ek ontvang die Heilige Gees wanneer ek in geloof uitreik en aanvaar dit wat Jesus Christus vir my reeds aan die kruis gedoen het. Ek hou van, ek dink is Romeine 5:17 wat sê vir hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang. Dis al wat ek hoef te doen. Ontvang. Sal in die lewe heers deur Jesus Christus. Daar gaan iets met jou lewe gebeur. As jy nog nie daai stap in jou lewe geneem het nie, wil ek vir jou vra, wil jy net jou hand opsteek? Dis al wat ek vra. Steek jou hand op sodat jy kan deel wees van hierdie ongelooflike proses en verhouding wat ons met God kan hê.
Ek gaan vir ons bid en dan gaan ek vir ons almal bid dat ons regtig net hierdie openbaring sal ontdek, dat ons kan ontdek wie ons binne ons is, hierdie familiar stranger. Uiteindelik het daai selgroep vir my gesê, ek besef nou die Here praat met my in elk geval. So Here, wanneer ons staan vanoggend, wil ons eerstens bid vir mense wat vanoggend kies om in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus te wees. Here, dankie dat jy niemand wegwys nie, dat jy nie 'n aannemer van die persoon is nie, dat jy deur die genade elke persoon, want so lief het God die wêreld gehad, wat jy vir ons kom gee deur die Seun Jesus Christus. Dankie dat mense vanoggend 'n nuwe lewe in Christus Jesus kan begin. En by ons wedergeboorte weet ons het die Heilige Gees gekry. Ons het die Heilige Gees gekry om saam met ons te wees, die maksimum van die volheid van God in ons lewens. Mag ons dit besef, mag ons dit erken en herken uiteindelik, sodat ons kan bewus wees van die leiding van die Heilige Gees, selfs in tye wat ek nie so naby hom voel nie. So dankie dat jy vanoggend mense se lewens doen in Jesus naam. Amen. Kom ons sing.